Hallo en welkom by hierdie video wat jou wys hoe om etikedrukskale met EASY-POS op te stel. Etikedrukskale word normaalweg in die slagtery, vrugte en groente en deli-tipe omgewings gebruik. So, wat ons hier het, is 'n etiket wat gedruk is deur een van die groot kleinhandelaars in Suid-Afrika. En as ons na die spesifieke streepieskode kyk, sal jy die eerste 2 syfers sien, wat 23 is. Dit is 'n vlaggie wat vir die verkoopstelsel sê dat dit in die streepieskode vir die prys moet kyk. Dit is 'n prysingebedde streepieskode en die meeste organisasies gebruik prysingebedde in teenstelling met gewig-ingebedde. Jy kan gewig-ingebed gebruik, maar 95% van groter organisasies of mense wat weegskaal gebruik, prysingebed. So eerstens, dis die vlag. Die volgende 4 syfers in hierdie geval, goed, 1618, dit is eintlik die pli-nommer wat op die skaal geprogrammeer is. Dit is dus die pli-nommer wat op die skaal gebruik word. Die volgende getal hier is A, is 'n kontrolesyfer wat gegenereer word deur die skaal self. Daar is die prys 376.95 en dit is die laaste syfer in die streepieskode in werklikheid is 'n kontrolesyfer. Dit is dus die verkoopprys van 309.99 per kilo. Dit is die gewig wat afgetrek moet word, wat bereken word deur die verkoopspuntstelsel, wat 111.216 is. En dit is die waarde. So wat ek gaan doen, is dat ons eintlik hierdie streepieskode in EASY-POS gaan plaas, of hierdie pli-nommer sodat dit geskandeer kan word. Laat ons dus net aanmeld. Kom ons gaan na die agterkantoor. Kom ons noem dit net filet. Ons kan die produk alles noem wat ons wil, maar ons noem dit net filet. Ons sal dit 'n skaal-item maak. Ons weet die pli-nommer is 1618, so dit is wat ons sal invoer. Ons weet die verkoopprys is eintlik 309.99. So dit is die prys wat ook in die skaal geprogrammeer is in 'n vir die rand per kilo. Dit is regtig belangrik. Hierdie waarde hier en die waarde op die skaal moet die wees. So die skaal, die pli-nommer moet dieselfde wees en die verkoopprys per kilo moet dieselfde wees. Andersins sal dit nie aftrek nie. Die EASY-POS sal nie die regte hoeveelheid voorraad aftrek nie. Kom ons gee dit 'n kostewaarde. Goed, ons gaan net. En dan laat ons dit net stoor en opdateer. En dan wat ons sal doen, is om 'n voorraadwaarde in te sit. So ons sal 11.216 insit, voer in. Ons sal die voorraad oorskryf sodat ons die voorraad byderhand het. So as dit by gewegte goed kom, sal jy nooit presies 'n kilo in voorraad hê nie. Jou voorraad sal altyd basies in breuke wees. So dit sal 11 kg en 216 gram wees. Laat ons dit dus net stoor en opdateer. Goed, nog iets om daarop te let, vir skale soos Teroka en Isida, as die persoon wat jou skale installeer, die kommunikasiesagteware vir die skale kan laai, in die geval van Teroka sal dit wees. Digisonet en in die geval van Isida, is dit Skale Pro. Wat EASY-POS kan doen, is dat EASY-POS die inligting kan uitvoer in 'n formaat wat direk na die weegskaal gestuur kan word. Wat dit dus beteken, is dat as die skale gekoppel is aan EASY-POS via die relevante sagteware, is dit nie nodig om die skaal apart van EASY-POS te programmeer nie. Maar in baie gevalle is die weegskaal, die skaal tweedehands gekoop word of as die kommunikasiesagteware nie gelaai is nie, moet jy hierdie proses volg. Jy sal die skaal en EASY-POS afsonderlik moet programmeer, maar daar is 'n geval waar jy die proses kan outomatiseer. Laat ons dus net teruggaan na die verkoopspunt. En wat ons eintlik gaan doen, is dat ons eintlik daardie streepieskode sal skandeer. So ek het eintlik 'n weergawe hier. So ons sal dit skandeer. So dit is die streepieskode nommer. Wat dit gedoen het, is dat dit die 376.95 in die streepieskode opgetel het. En dit is weg en 1.216 kilo afgetrek. So kom ons kontant dit af. En wat ons gaan doen, is dat ek die stelsel gaan inbetaal net sodat ons kan die voorraad sal korrek aftrek. So ek gaan die verkope skoonmaak. En as ons dit toemaak en ons gaan nou na die agterkantoor en ons gaan na die verslag kyk. Kom ons kyk net na die itemverkoopsverslag. So ons sal net kyk, want ons het net die een item verkoop. So as ons na die spesifieke item kyk, is die 376.95 verkoop.
Dit was die hoeveelheid goed 1.216. Dit was die hoeveelheid wat verkoop is. Dit is die koste totaal. Dit is die verkoop totaal. En dit is die wins wat op hierdie spesifieke produk gemaak is. So omdat ons 'n kosprys insit, word dit eintlik bereken hoeveel wins ons gemaak het op hierdie spesifieke item. So natuurlik wat dit sal doen, is as jy die item verskeie kere verkoop het, sal hierdie waardes net bymekaar getel word. So kom ons sluit dit af. En kom ons gaan terug. Kom ons kyk na die voorraadverslag. So as ons afkom en ons kyk na 'n filet, sit ons 11.216 in. Ons het 1.216 kilo verkoop, so ons het 10 kilo oor, voorraad byderhand. En dit is basies die manier, jy stel etieke drukskale op met SAPOS. Dankie dat jy gekyk het.